Ons is besig om te praat oor die wete van die siel. Ons is besig met gees, siel en liggaam. En ons is besig om te praat oor die wete van die siel. Psalm 139 vers 14 sê die volgende. Hy sê, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke en my siel weet dit al te goed. My siel weet dit al te goed. Nou, die Bybel sê ons siel is geanker agter die voorhangsel. Agter die voorhangsel. Met ander woorde, jou siel is die deel van jou wat inform moet word waar hy staan. Nou, wat jy sy grense vir hom voor moet stel. Anders kan hy 'n willeperd wees. So, jy moet die grense vir hom stel, jy moet hom die wete, jy moet hom leer. Nou, dis interessant as jy dink wat sê die skrif, die siel word gered. Die gees word wedergebore in een oomblik. Die siel word gered oor tyd, totdat Jesus kom. En dan word ons liggame verander, en ons sal aan hom gelyk wees, sê die skrif. Dis wat die Bybel sê. So, in hierdie tydperk van die redding van die siel, is daar goed wat ons moet weet. En ek is 'n ou wat, ek wil weet hoe werk dit. Ek wil gaan kyk en ek wil vanmôre saam met u sekere dinge gaan kyk wat jou kan help, dat wanneer ons oor die wete van die siel praat, dat ons sal verstaan. Nou daar's goed wat sê, plekke waar Paulus vra, weet julle nie? En dan ander plekke maak hy stellings en hy sê, julle weet, ons weet, julle weet baie goed, sulke tipe goed. So, daar's 'n weet wat soort van common sense knowledge moet wees in 'n kind van God se lewe. Okay? Dis goed wat jy moet weet wat die Here aanneem ons weet. En dan wil ek later met u praat oor wat doen jy daarmee? Wat doen jy daarmee? Kennis moet omsit in iets anders. Ekskuus. So, die weet is 'n baie sterk ding in 'n kind van God se lewe. En jy weet, jy kan nou vir my vra, of kom ons kyk bietjie na hierdie saak van weet. Ek kan byvoorbeeld vir jou sê, of kom ek gou met 'n aanloop. Ek het vir u nou eendag vertel, een van die ouetjies wat saam met my deur teologiese college is, wat in 'n gemeente gestaan het, wat gepreek het dat Jesus Christus die waarheid is, sê vandag, 40 jaar later, sê hy, ek is so bly ek is verlos van hierdie nonsens, daar's geen lewe na die dood nie, daar's niks om oor te worry nie, ensovoorts. Nou, hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur? Nou kan ek vir jou sê, ek weet my kar is wit. Okay, ek weet my kar is wit. Hoe weet ek dit? Hoekom weet ek dit? Omdat dit die kleur is wat hulle wit noem. Dis vir my geleer. Sy naam kon net sowel groen gewees het, en groen se naam kon wit gewees het. Julle hoor wat ek wil sê. So met ander woorde, al die goed het 'n agtergrond en iets waaraan dit vas is, soos wat ons siel agter die voorhangsel vas is. So is dit op hierdie aarde ook. Ons weet is gekoppel aan relevante goed wat vir ons geleer is oor tyd. Maar nou as ek sê, ek weet my verlosser leef, dan is dit 'n heel ander ballgame. Dan moet jy kan instaan vir redenasies. Ons leef in 'n wêreld waarin alles bewys moet word, en dis nie altyd so maklik nie. En ek het laasweek met u een van hierdie punte oor weet, en hoe die wete of kennis na ons toe kom en so was. Een van die punte wat ons mee besig was, is kennis as iets dieper. Kennis dieper as net ek weet my kar is wit. Kennis wat dieper strek as dit, en wat gepaard gaan met geloof. Met ander woorde, daar's 'n level van weet. Want
as jy dit nie onder die knie het nie, kan 'n slim ateïs by jou kom en hy kan jou in 'n hoek druk. Hy kan ons in 'n hoek druk. En daar's sekere goed wat jy moet weet, baie keer deur experiential knowledge, en jy hoef nie 'n professor in die Bybel te wees nie. Maar ek wil vanmôre vir u wys, sekere goed wat belangrik is, en as ons praat van hoop, die Bybel praat van ons siele is geanker agter die voorhangsel, sodat ons hierdie hoop kan hê. Hierdie hoop. Nou, die een ding wat ek wil vanmôre so bietjie net 'n sypaadjie vat, voordat ons kan ergens gaan met die wete, moet ons kyk na wat is die hoop van 'n kind van die Here. As jy nie dit weet nie, kan jy nêrens heen gaan met jou geloof nie. OK, die grootste van die drie is wat? Die laaste drie is geloof, hoop, liefde. Né? Geloof, hoop, liefde. En ek wil 'n bietjie, Henning het vanmôre 'n paar goed oor die liefde gesê. As jy nie hoop verstaan nie, dis die beginpunt van die wete van die siel, is hoop. En ek wil graag met u, sover ons kan kom, bietjie deur 'n paar goed werk. So, werk saam met my as jy in jou Bybel wil blaai, andersins is die skrifte op die bord. 1 Korintiërs 15 vers 19 sê Paulus, dis omtrent slide 41, seker iewers. As ons net vir hierdie lewe, hierdie hoofstuk het hulle na die tyd die opskrif gegee van die opstanding. Nou, hy praat baie hier, die hele hoofstuk gaan omtrent oor die opstanding, ons opstanding. Soos Christus sin, so ons sin. Na die dood, die opstanding na die dood ensovoorts. Nou sê hy, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, as dit alles waaroor dit gaan, dan is ons die ellendigste van alle mense. Nou luister nou mooi, sit dit weer eens, alles wat ek sê, sit dit in die kassie van, dis aanvegbaar. Met ander woorde, kom ek loop myself nou so 'n bietjie vooruit. Hoe kan Paulus dit sê? Hoe kan Job sê, ek weet my verlosser leef? Hoe kan Paulus sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense? Dink 'n bietjie mooi. En nou kan jy sê, daar's sekere goed. Onthou nou, Paulus het 'n ervaring gehad met die Here. Hy was in die derde hemel, is dit reg so? Hy het openbaring gehad, hy het baie meer gehad as die gewone ou. So dis maklik vir Paulus om te praat. Dis maklik om vir Paulus te praat en te sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Paulus, jy kan praat, jy was in die derde hemel, jy het hierdie ding gehad, jy het daai ding gehad, jy het 'n special revelation gehad, jy het alles gehad. Christus het hom aan jou openbaar op 'n unieke manier, so you can talk. Wat het ons? Nou luister nou mooi. Nou probeer Paulus hierdie wete oordra aan die ouens wat nie die ervaring gehad het nie. En dis die skrifte wat ek met julle wil hanteer. Onthou dit in daai lig. Paulus probeer nie ouens oortuig nie. Hy probeer mense lei om net soos hy te voel. OK. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. OK, Paulus, jy sê ons gaan ewig lewe, jy weet en al die goed. Leer ons. Nou kom ons kyk. Wat leer hy ons? Hebreërs 11 vers 1. En hierdie is vir my die kruks van die hele ding. Jy moet eintlik hierdie skrif uit jou kop uit ken. Is 'n fenominale vers hierdie. Die geloof dan. Kom ons sê almal geloof. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Nou kom ons breek dit gou op. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. So met ander woorde, as jy nie weet wat jy hoop nie, wat help jou geloof? Ouens, asseblief hoor my hart. Ek dink daar's die meerderheid kinders van die Here vandag word nie hierdie goed geleer nie. Hulle weet nie wat is hulle hoop nie. Hulle weet nie wat is hulle hoop nie. En sodoende bly hulle eintlik maar net in 'n sirkel loop al om die berg en dit kom tot niks. Ag kom maak gou die ding reg asseblief man. Sit hom gou hier in die middel van my nek. En gee my 'n bietjie lus daar. Ek het hom nou, ekskuus julle, ek het hom nou getrek met my arm. Dankie. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. As ek nie geleer word en weet wat is my hoop nie, dan is my geloof nutteloos. As ek weet wat my hoop is, dan kry die geloof werke. Amen. En die hoop kry lydsaamheid. Ek gaan julle nou wys. Ensovoorts. En die liefde kry arbeid. Dis wat Paulus sê. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop. So, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Met ander woorde, my geloof, die feit dat ek glo. Die feit dat ek glo is 'n vaste vertroue op die goed wat ek nog nie sien nie. So my glo, daar's een van die goed. Paulus het 'n ervaring gehad, hy was in die derde hemel. Wat is my deel? My geloof. Ek glo. Maar nou gaan ons kyk, wat back my geloof? Want anders kan 'n ander mos my sê, ag ek glo nie. Jy gaan hemel toe, ek gaan nêrens heen nie, so wat. Daar's baie meer as net glo, maar dis die beginpunt. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou vir die wetenskap is dit malligheid. Jy het geen bewys vir wat jy nie sien nie. Hoe kan jy 'n bewys hê vir wat jy nie sien nie? Seeing is believing, is dit wat die spreekwoord sê. Hoe kan jy 'n bewys hê vir wat jy nie sien nie? Nou gaan die skrywer van hierdie boek Hebreërs, ons weet nie wie dit was nie. Kom ons lees dit weer. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou vertel hy vir jou die verhaal. Hy verduidelik nou vir jou hierdie skrif in die res van Hebreërs 11. Hy sê deur die geloof het die mense van die Ou Testament, omdat hulle glo, met ander woorde, omdat hulle glo. Onthou, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Wat het hulle gehoop? Hulle het gehoop dat God sy beloftes gaan waarmaak. Hulle het nie geweet dit gaan oor 6000 jaar of 7000 of 8000 of maak nie saak nie. Hulle het geglo dit wat hy my beloof het. Wat was sy belofte? Sy heerlikheid. Maar ons gaan nog daarby kom. Hy gaan waarmaak, my hoop is hy gaan waarmaak wat hy my beloof het. Nou wat het hulle gedoen om dit te kry? Toe hulle hierdie goed glo, toe doen hulle iets, toe hulle Abraham het getrek, onthou julle, Hebreërs 11, hy het in tente gebly, tralala, saam met sy familie en al die goed. Moses het die smaad van Christen groter rykdom geag as die weelde van Egipte. En so kan jy deur die hele Hebreërs 11 gaan, 'n fenominale storie. Hy sê sommige ouens het oorwinnings behaal, ander weer is in stukke gesaag. Maar hulle het hoop gehad. Hulle het hoop gehad en omdat die geloof 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, hulle het geglo dat hulle hoop gaan waarkom. So groot was hulle glo dat hulle bereid was om te sterwe. Dat hulle bereid was om te sterwe. Hulle vertel eenslag toe staan 'n gemeente, hulle het so die jeug het so plei en die aand by die jeugdiens nou almal is in die kerk of die Sondag, ek weet nie wanneer dit was nie. Almal daar, so ou tannie sit daar agter waar Pieter sit. En nou het hulle 'n ding. Nou storm die duiwel daar agterin. En hulle gaan nou in ouens met guns en hulle gaan nou hierdie ouens oor hulle geloof en alles.
En toe die duiwel daar agter instorm, toe sê die ou tannie, sy sê, ag duiwel, jy weet ek was nog altyd aan jou kant. So, hierdie ouens was bereid om te sterwe, ek wil jy moet dit sien, so vas was hulle geloof. So uiterlik vas was hulle geloof. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So hulle deur hulle geloof was dit as dit ware asof hulle dit wat hulle hoop alreeds het. Hulle het dit geleef, hulle het daarna uitgesien, hulle was bereid om die prys te betaal. Dit was vir hulle die bewys van wat hulle nie sien nie. Ouens, dis 'n fenominale stelling. As jy hierdie stelling kan verteer en jou eie kan maak, sal jy verstaan wat die hoop is. Nou kom ons kyk 1 Petrus 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop. So toe God my gewederbaar het, my gees nuut gemaak het, was daar onmiddellik aan my lewe iets gekoppel. Wat was dit? Hoop. Onmiddellik is ek gekoppel aan iets wat verder as ek is. Iets wat ek nog nie sien nie, iets wat in die toekoms lê, iets wat nog kom. Onmiddellik is ek aan dit gekoppel. Met ander woorde, 'n Christen kan nie sonder hoop wees nie. Jy kan nie, en ongelukkig is die goed wat besig is om ons te druk, dat jy naderhand soos 'n rosientjie voel, en die goed is besig om ons hoop te vat. Weet jy wat vat dit aan? Ek gaan vir julle hier goed wys. Weet jy wat is die ander ding wat dit vat, is ons blydskap. Ons blydskap. En ons voel dit te nagekom, en al hierdie tipe goed. So hy skenk ons die wedergeboorte, maar die wedergeboorte is 'n aankoppeling. Dit word attach aan hoop. Dit word attach aan hoop. So ouens, my wedergeboorte is nie net my wedergeboorte nie, dis iets wat die hoop vir my lewend maak. Okay. Tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. So met ander woorde, die feit dat hy Christus opgewek het, koppel dit aan, ek gaan ook opgewek word. Of ek nou sterwe en of ek hier is as Jesus kom, of wat ook al, ek gaan opgewek, met ander woorde, ek gaan lewend gemaak word, my liggaam gaan verander word. Ek gaan 'n verheerlikte liggaam gegee word. Dit het niks met my ou liggaam te doen nie. Ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry, my gees, my siel kom tot redding, my gees is wederbaar, en ek gaan aan hom gelyk wees. Okay, so dit is waaraan ek gekoppel is met wedergeboorte, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. So daar's iets wat ons nog nie het nie. Is dit waar? Ek sal vir u wys in die skrifte. Die Bybel sê hy wat die seun het die lewe. Ons het die ewige lewe, maar die ewige lewe is nog steeds deel van ons belofte. Daar's nog 'n deel wat ons nog nie het nie, wat vir ons wag. Okay, so die hoop is iets wat jy nie het nie. Wat in die hemele bewaar is vir ons. Kyk hierso, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. En dit is baie duidelik, ander skrifte sê vir ons, dis hierdie era waarin ons leef, die redding van die siel. Nou die redding van die siel, ek koppel my aan my erfenis. My erfenis word vir my bewaar deur wat? Deur geloof. Die feit dat ek glo, hou my gekoppel aan my erfenis. Wow, glo is 'n verskriklike ding. Geloof is 'n fenominale ding. Onthou, ek sê weer, ons het nie die ervaring van Paulus nie, maar ons glo. Deur my wedergeboorte is ek hierdie goed geskenk en ek glo dit, en daar's baie ander goed wat nog bykom daaroor.
Ek glo dit en dit maak dit vir my 'n werklikheid. Daarin verheug julle al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle wat? So eendag sal ons kan sê, Here, my geloof het die toets deurstaan. Jy gaan sien in Hebreërs, dan sê hy, as ons net onwrikbaar vashou tot die einde toe. Gaan ek sê, my geloof, dis soos 'n SABS merk, nou, my geloof het dit gedoen. Hy het dit gedoen. Wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Goud is verganklik, maar hy is so kosbaar dat hy deur vuur gesuiwer word. Hoeveel te meer my en jou geloof wat kosbaarder is as dit? Hoeveel te meer moet dit gesuiwer en gelouter word? OK. Bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Kyk nou hierso, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. Al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. Weet jy wat die wêreld sal vir jou sê, jy's crazy. Jy's van jou kop af. Hoe kan jy iemand lief hê wat jy nie eens weet hoe lyk hy nie? Nou ek wil nou hê jy moet die rolspelers so optel soos ons gaan. Die een rolspeler is geloof. Nou kom lief hê by. Ek wil hê jy moet sien die goed wat Paulus sê, ons moet hê om so vas te staan. OK. Nie gesien het nie, tog liefhet. In wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, daar's hy weer. En julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Ek dink as daar een oefening is wat die kerk nou nodig het, die kerk het nodig om blydskap te leer ken. Om die blydskap van die Here waarlik te beoefen. Dis iets wat ons verloor het deur baie dinge wat op ons druk en al die goed in die politiek en al hierdie goed en ons is besig om ons blydskap te verloor. En wie wat sê die Bybel, die blydskap in die Here is julle beskutting. The joy of the Lord is your strength. Dis jou krag. Dis jou krag. Ons moet en daar wil ek vir jou sê, die tye wat ons prys en worship, gebruik daai tye en verbly jou in die Here. Moenie staan en bakstene tel nie, verbly jou in die Here. Ek wil nie weet hoeveel bakstene is hier nie, maar ek wil weet hoe lyk dit met jou siel. Raak besig met God. Ouens staan in die worship, 8 ligte, 2 fans, Hey ouens. OK. Romeine 5. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, deur die geloof is ek geregverdig, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Vrede, tel maar al hierdie goed op, ons gaan later op praat. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So my hoop is op die heerlikheid van God. Wat is die heerlikheid van God? Ek gaan sy heerlikheid deel, ek gaan verander word, ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry, al hierdie goed is in die skrif, en ek gaan aan hom gelyk wees. OK? Ongelukkig het die kerk gedieweheid, en hulle het geleer, ouens, ons joy en ons hoop en ons saligheid is die hemel. En daar het ons vir mense se geloof baie skade aangedoen. As die hemel deel daarvan is en daarin ingesluit is in die pakket, so be it fine. Maar dis nie die hoofkomponent van ons joy nie. Ons hoop is in die feit dat ons gaan 'n verheerlikte liggaam kry. En ons gaan aan Jesus Christus gelyk wees. Maak nie saak waar jy wil gaan bly nie, gaan bly op Mars ook, maar ons gaan aan hom gelyk wees. Wow. OK, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. So God het 'n manier, ek het nou eendag vir u gesê van die masjiene. God het 'n manier, verdrukkinge kom, dinge is my van alle kante af in.
Die verdrukking, as ek dit reg hanteer, werk dit lydsaamheid. Wat is lydsaamheid? The power to endure. En om te kan verdra. En as die lydsaamheid in my lewe is, dan bring dit beproefdheid. Die feit dat God my kan gebruik en ek beproef verklaar as my geloof beproefd is. En hierdie beproefdheid bring hoop. Jy weet, it's amazing. Die duiwel kom om ons skade aan te doen en ons joy weg te vat en al die goed so. As ons dit reg hanteer, dan vat ons al daai goed wat hy bring en aan die einde van die dag het ons meer hoop. Dan werk hy eintlik net. Daar's 'n skrif in Jesaja 54 wat sê, die skrif wat sê, no weapon formed against me shall prosper. Net rondom dit, dan is daar 'n skrif wat sê, ek het something geskape, ook het ek die verderwer geskape. Ook het ek die verderwer geskape. Weet jy wat is die kruks daarvan? As ons die goed reg gebruik, wat ons maak so groot ding van die vyand, en die duiwel en al hierdie goed en swaan, maar weet jy wat, God het my 'n masjien gemaak, wat al sy goed kan transfer in hoop. Dis fenomenaal, ek dink hy like het hê. En die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So daar's 'n hele wisselwerking van hoe God hierdie ding beplan het. Nou okay, kom ons doen gou Romeine 8, kyk hoe ver ons kom, ek gaan nou klaarmaak. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, so, hy is God, hy het Jesus uit die dode opgewek, en die konnotasie hier is obvious, hy het dit gedoen deur die Gees, né? Die Gees van opstanding woon dus in my, en jou. Is dit reg? Dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, God, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Ons praat van opstanding, né? Die hoop van die opstanding. Kyk net hierdie skitterende hoofstuk. Ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Met ander woorde, ek het nie, wat hierdie goed betref, daar's baie fasette van die Heilige Gees, daar's die 7 geeste van God, daar's al hierdie goed, daar's baie skrifte, jy kan dit gaan lees. Maar in die opset van ons hoop, en dit wat voor lê, het ons ontvang, of is hier kom hierdie faset daarvore, die Gees van aanneming tot kinders. Die Gees van aanneming tot kinders. Nou, in die konteks van die hoofstuk, sê hy basies dit. Hy sê, ouens, hierdie Gees, waardeur hy Jesus opgewek het, woon in julle, en sy rol in hierdie verband is, hy is die Gees van aanneming tot kinders. So met ander woorde, as Jesus kom, kan hy jou nie verbygaan nie. Want die Gees in jou, nou luister, dink nou mooi, Christus, kom ons kyk gaan na Kolossense 1, hy sê the hope of glory is Christ in you. Die hoop van die heerlikheid, ons praat van hoop en ons praat van heerlikheid, wat is dit? Dis Christus eintlik in julle, and amongst you ook. Christus in julle is the hope of glory. Nou leef ek, die Gees van die Here woon in my, dis dieselfde Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, woon in my, laat ek my net self dit gou verduidelik, Christus leef in my, maar Christus gaan dan terugkom, hy gaan fisies terugkom, hy het gesê, soos ek gegaan het, soos julle my sien, soos ek terugkom. Met ander woorde, wat woon in my? Christus woon in my, maar dis die Gees. Dis die Gees. Wat 'n Gees? In hierdie geval, die Gees tot aanneming van kinders. So as hy, Jesus, kom,
dan roep hy wat in my is, Abba Vader. Wow, and I just can't stay the same. In daai oomblik in 'n oogwink by die laaste bassein, dan word hierdie sterflikheid met onsterflikheid oorklee. En hierdie verganklikheid word met onverganklikheid en ons sal soos hy wees. Halleluja. Dis nie arrogant om dit te sê nie, die skrif sê dit. Stry dan met die Bybel as jy daai redenasie wil vashou. Mense sê nee, jy kan nie so iets sê nie. Ons is maar net mense. Maar ons is mense wat aan hom gelyk gaan word. Halleluja. So, die gees van aanneming tot kinders woon in ons. Nou kom hy Christus en hy is hier ook. So how can I stay the same? How can I be left behind? Just a thought. Ons ouens lekker bang gemaak met films soos Left Behind en so aan. Maar verstaan julle wat hy sê, ouens? Ons het 'n lewende hoop. Hey man, die ding maak my so goed soos Paulus wat al daai ervarings gehad het. Hoekom? Want ek het geloof. Maar nou moet ek net die geloof onwrikbaar vashou tot die einde toe. Okay, kom ons lees gou aan. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Kyk nou, ek het nou vir u gesê, ek sê hierdie goed in die lig van dis aanvegbaar. Nou, met ander woorde, ons het nou al 'n paar rolspelers, liefde, ons het ander goed. Nou kom iemand en sê vir my, hoe weet jy jou God is nie dood nie? Nou kan ek vir hom sê, weet jy wat? Afgesien van wat die Bybel sê, want jy kan sê, dis 'n boek wat deur mense beplan is en alles. Maar daar's 'n gees in my wat getuig, ek is 'n kind van God. Boonbehalwe 'n geskrewe boek wat deur mense kan gecontemplate wees. Né? En boonbehalwe al die ander goed, I've got the inner witness. The inner witness of the Spirit, and that is the Spirit that will change me when He comes. Okay. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Wat lê vir ons voor? Die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting. Daai eerstelinge is die woord deposit. Short and sweet, lay by. Noem dit wat jy wil. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Wow, ouens, die finaliteit van ons aanneming tot kinders is wanneer hierdie body verander sal word. Wanneer hierdie body, en dis nie, laat dit vir my vertel word nie. I've got the inner witness of the Spirit. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Niemand kan vir jou vertel, dis nie die waarheid nie. Ouens kan vir jou probeer mentally oortuig. En daar's ouens wat, ek het nou vertel van die pastoor wat, en daar's baie ander voorbeelde van ouens wat geglo het, en toe hulle geloof nie op een of ander manier, when he did not turn to sight, they lost heart. Hulle geloof het skibreek gelei, soos die woord sê, en hulle het in hulle siel vermoeid geword, en hulle het weggedraai en teruggedraai, soos daai ryk jong man, Christus het nie aan sy verwagtinge voldoen nie, en hulle is weg van die Here af. Hoekom? Wat is die aanname wat ons moet maak? Al wat ou in so 'n geval seker kan sê is, hierdie ou het seker nooit die innerlike ontmoeting met Jesus Christus gehad nie. Ouens, you've got to have that.
Jy moet dit hê, jy moet seker wees, ek is wedergebore, ek is gewas deur die bloed van die lam. Ek het 'n verhouding met Jesus, dis 'n lewende verhouding. Hierdie goed is die pilare van ons geloof. En dit vorm die wete van die siel. As jy nie hierdie parameters vir die siel trek nie, gaan hy met jou die vloer vee. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, wat is ons reaksie? Dan wag ons daarop met volharding. Wag ons daarop met volharding en net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. As 'n ateïs byvoorbeeld vir my kom en my hierdie klomp tjol vertel, dan sal ek vir hom sê, nou luister, wie bid deur my? Wie tree in namens my? Wie is dit? Wat is dit? Wil jy vir my sê dis 'n duiwelse krag of goed? Hulle moet eintlik baie pas op. God laat hom nie bespot nie. Maar die wêreld hou ons at ransom. Alles wat van Christus is in geloof. En dit kan die wêreld nie handle nie, want hulle soek proef. Hulle soek bewys. Nou sê die skrif, my geloof is my bewys van die dinge wat ek nie sien nie. My geloof is my bewys, die feit dat ek glo is my bewys dat Jesus gaan kom en hy gaan my liggaam verander en my 'n verheerlikte liggaam gee en ons gaan aan hom gelyk wees. My glo is my bewys, maar nou moet jy jouself vra, hoekom het ouens geglo en weggedraai? As ek dan nou die bewys het, ons het nou vanmôre die nuwe lisensieskyfie van ons kar begin nou die jaar, ons het nou vanoggend ingesit. Daai is die bewys, ek het hom betaal. Dis die bewys, ek is geregtig om die pad te gebruik vir nog 'n jaar. Dis my bewys. As ek dan, ouens, as ek 'n bewys het, sê nou maar hierdie is 'n bewys, ek het 'n boek. Hierdie is die bewys, hoe kan ek terugdraai en sê dis nie my bewys nie? Verstaan julle, as ek eens op 'n tyd gesê, dis my bewys, dat ek 'n Bybel het. Ek glo ek het 'n Bybel, hoekom? Ek sien hom. Maar ouens draai weg van wat hulle sê hulle glo. En ons moet daai goed vasmaak. Die Bybel sê, ons moet ons roeping en ons verkiesing vasmaak. Kinders van die Here sal moet weet waar hulle staan en op watter pilare hulle staan. Anders gaan jou geloof in hierdie tye getoets word. Ons leef in 'n postmoderne era waar niks meer, daar's geen meer. Hulle sê everything is relative. Sien dit soos jy wil, jy's jou eie God, die humanistiese wêreld waarin jy God is. Ons gaan die perke moet ken. En ons gaan die perke vir ons siel, die wete, and that my soul knows very well. Jy sal moet weet, wat is die grondstene van die geloof? Jy sê jouself moet vasmaak en jou siel moet anker. Jy sê jou siel moet anker. Weet jy wat is die grootste bewys, die maklikste ding om te sien waar's ouens se soulish life? Is as daar krisis in hulle lewe kom. As daar krisis in hulle lewe kom. Nou die dag, Pastoor Marcel, die van julle wat hom ken, hy het 'n seun en 'n dogter, die dogter is 31 jaar oud. 2,5 jaar getroud, sy ry Rustenburg toe van Pretoria af in 'n lorry, iets gaan fout met die lorry en die lorry kom oor die middelman. 'n Groot lorry met 2 groot, dis 'n koletrok, hy ry teer en goed. En sy's in 'n klein karretjie, en hy's bo oor haar. In elk geval, lang storie, ons was by die begrafnis gewees, en wat ek daar gesien het my verskriklik gebless. Wat ek daar gesien het is hoe 'n kind van God se reaksie moet wees in tye van krisis. Dis nie dat daar nie trane is en al daai goed nie, en die hartseer is daar, maar ons het net 'n ander gehalte lewe.
Hoekom? Want ons lewe is gekoppel agter die voorhangsel. We've just got a different way. Ons is nie sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld nie. Maar stuur krisis in baie ouens se lewens en hulle siel hak uit. Hallo, hulle siel hak uit. En dit was my regtig baie mooi geweest. Okay, kom ons sluit af. Gaan oordink hierdie goed. Ek sal vir u so 'n stukkie van dit stuur op die fone van wat ons gedoen het. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord in ons lewens. En Here, dankie dat ons vanmôre geloof kan hê. Ons het by hierdie beweging aangesluit, as ons dit so kan noem. Nie omdat ons gewerf is nie, of deur baie dinge vir ons voorthou nie, maar God het ons geloof in ons harte gegee om die woord te glo. God het ons geloof gegee om die woord, die boodskap van die evangelie te glo. En Here, ons geloof is vir ons 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis vir ons 'n bewys van wat ons nie sien nie. Dis asof ons die finish in ons hande hou en sê, hier is my bewys. Wat is jou bewys? My bewys is my geloof. Die feit dat ek dit glo. Dankie Here dat ons op so 'n plek kan staan en vanmôre kan sê, deur die geloof het hierdie goed gekom en daarom roem ons in die hoop. Ons roem in die hoop, maar ons roem ook in die verdrukkinge wat op die uiteinde van die dag die uitwerking van meer hoop het. Dankie Vader dat U so na ons kyk en dat ons hierdie versekering gee. Here, ek wil vanmôre bid, as hier lewens is en harte wat nog nie vasgemaak is nie. Vasgemaak agter die voorhangsel heen. Here, spreek tot ons deur die Gees, werk hierdie week in ons lewens, dat ons dit sal doen en onsself in orde sal kry. In die naam van Jesus. Amen.